Dierbare Hemelse Vader, Here, soos ek daar agter sit, en ek luister vir ons Tannie hoe sy sing, Vader. Here, hoe dit 'n seëning is op elke en iedereen van ons se lewens, Here. Maar Vader, breek my hart vanmôre, Vader, want ek weet daar's soveel van ons, Vader, wat hier sit vandag, Vader, en ons sit op ons talente, Vader. Here, soos 'n pappa wat alleen die pad stap vir hoeveel jare, Vader, as ek my kinders kyk en ek sien hoe hulle terughou, waar ek weet, Vader, U hulle geseën het, Vader, met goedheid en guns, Vader. Here, breek my hart as ek sien dat hulle nie dit bereik wat U vir hulle beplan het, Vader. Here, daarom kom ek vandag, Vader, en ek kom bid vir elke en iedereen wat in hierdie kerk sit vandag, Vader. Here, ek bid dat ons nie meer sal terughou nie, Vader. Here, maar dat ons daai eerste tree sal gee, Vader, want ons weet, when we step, then God steps, and when we step, then God steps. Maar ons moet bereid wees om my eerste tree te vat, Vader. Here, ek bid dat die Gees van God, Vader, dit wat nie van U af is, in elke en iedere een in hierdie kerk, Vader, en begin by my. Here, dat hy sal verwyder dit wat nie van U af is nie, Vader, dit wat nie goed is vir ons nie, Vader. Here, dat hy ons sal leegmaak van onsself, Vader, maar dat hy nie net sal verwyder, Vader, wat nie van U af is nie, Vader, maar dat die liefdevolle Heilige Gees, Vader, sal kom volmaak van binne af, Vader, dit wat U vir ons in stoor het, Vader. Here, ek bid dat elke en iedere man in hierdie kerk, Vader, sy plek sal inneem as hoof van die huis, Vader. Here, hier's kragtige mans in hierdie kerk wat sit, Vader, wat wag om te ontplof, Vader, van U goedheid, van U guns, Vader. Here, om U woord te kan deel daar buite, Vader. Here, ek bid dat U hulle die gemoedsrus sal gee, Vader, om op te staan, Vader, en vorentoe te stap en te sê, hier's ek, Vader. En Here, dat wanneer hulle dit doen, Vader, Here, dat U hulle sal lei deur die Heilige Gees, Vader, dat dit wat hulle spreek, Vader, direk uit U troonkamer alleen sal wees, Vader. Here, dat U hulle lippe en hulle monde sal salf, Vader. En Here, dat hulle regverdige plek in hulle huise sal opneem weer, Vader. Here, sodat hulle vrouens en hulle kinders kragtige aanbidders van God sal word, Vader. Want dis waarvoor U ons geroep het op die einde van die dag, Vader. Here, ek is so lief vir U, Vader. En ek weet, elke en iedereen wat hier sit vanmôre, Vader, is lief vir U met hulle hele hart, hulle hele siel, Vader. Hulle hele wese, soos wat U woord ons leer, Vader. Here, ek bid U aan van seëning oor hulle, Vader. Here, ek kom bid vir pastoor Hans hulle vanmôre, Vader. Here, vir hulle huwelik, Vader. Ek seën hulle, Vader. Ek seën hulle met liefde, Vader, met guns, met goedheid, Vader. Here, U weet presies wat hulle nodig het op hierdie oomblik en vorentoe, Vader. Here, om hulle na die volgende vlak toe te vat, Vader. Here, lei hulle in die regte rigting, Vader, daar waar U hulle in wil druk, Vader. En hou U hand van seëning oor hulle huwelik, Vader. Here, ek dank U vir U liefde, ek dank U vir U omgee. Ek dank U vir dit wat U so dikwels vir ons doen, Vader. Die dinge wat ons miskyk, Vader. Here, net die feit dat ons hier staan vanmôre, Vader, en U kan aanbid vrylik, Vader. Ons liefde vir U kan verklaar, Vader. As 'n familie saam kan kom nog, Vader. Ek dank U daarvoor, Vader. Here, en ek loof en ek prys U heilige naam. Amen en amen. Ek moet Martie wees, nee, want dit help nie ek sit aan nie. Ek is Martie wat hier voor julle staan en my tema vir vanoggend is: hou jou hand op die Bybel. Wie het advertensie gesien? Toe wonder julle, o mensdom, is dit nou hierdie ding van, ek beloof met my hand op die Bybel, ek het dit nie gedoen en dit nie gedoen, nee mense. Dis heeltemal iets anders en dit is 'n tema wat ek by Tannie Trudy gekry het. Sy het nogal gepraat daaroor en ons het gepraat oor, ek het bedien op 'n tyd, oor 'n handkas wat jy moet regpak en toe kry ek oproepe na die tyd en baie mense verstaan baie keer 'n woord verkeerd om en dan is dit moeilik om te verduidelik en
toe vertel sy vir my van die hand op die Bybel, toe kry ek sommer 'n tema. Want ek wonder heel week, wat gaan ek Sondag bedien? Waaroor gaan ek met die mense praat? Want, jy weet, jy raak nogal uit woord uit so nou en dan. Ek weet, ek ry, dan kry ek hier 'n idee, dan moet dit nou eers gou vir my ge-WhatsApp word, en so kry ek my woord deur om met mense te gesels. En dis hoe jy jou boodskap gaan kry. En dis hoe jy, wat hier sit, 'n boodskap kan ontvang op die einde van die dag. Maar kom ons buig ons hoofde. Here, ons God, ons buig voor U met ons Bybels in ons hande en in ons harte. Dankie dat U die woord van geslag tot geslag gee aan ons, en dit het gestaan aan ons, en dit staan tot ons. Dankie dat dit lewend is, kragtig is, en altyd die waarheid bly. O Heilige Gees, kom, open vanoggend elkeen se ore om te hoor, ons hart om te ontvang, en ons lewens om te verander. Laat ons nie net hoor nie, maar doeners wees van U woord, en ek bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen en amen. Nou, as ons nou kyk na Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ja, 'n lig vir my pad. As ons duisternis in ons lewe het ons net nodig om die woord op te maak. Dan kry ons weer 'n liggie. Want daai woord gee vir ons lig op die einde van die dag. Nie waar nie? As julle nou, wie het hulle Bybels hier? Hou julle Bybels in julle hande. Hou dit vas, want die Bybel wys vir jou die pad. As ons dink aan vroeë jare nou, nee, ek het nydig, toe ons nou al ons goedjies uitpak, toe kom ek uit op 'n padboek. Jy weet, vroeë jare moes ons die paaie mooi kyk in 'n boek, en dan moet ons nou neerskryf, draai links, draai regs, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit, nee. Nou, in vandag se dae, is daar 'n foon wat dit alles vir ons gee. Hy sê vir jou, turn right, no, turn around, no, dan reik elke leier die hele tyd. Maar daai tyd was ons so gefokus om op die regte plek te kom, uit 'n boek uit. En wat het ons daai tyd gebruik? Bybels. Waar is jou Bybel vandag? Waar is jou Bybel wat vir jou die pad wys? En geliefdes, dis nie die eerste rede hoekom ons ons hand op die Bybel moet hou nie. Dit is omdat dit ons enigste betroubare rigtingwyser van ons lewe is. Dis al wat jy nodig het. Dit is jou handleiding. Ek het al vir die kinders vertel van, as jy 'n wasmasjien koop, dan kry jy so 'n boekie by wat sê, jy moet hom, die plak moet jy nou so inpluk, en jy moet die waspoeier moet jy so ingooi, en jy moet so maak, en hy gee vir jou presies stap vir stap hoe jy dinge moet doen. En op die einde van die dag, as jy dit nie doen nie, en jy doen nie wat die inlig die boekie vir jou sê nie, dan gaan jou wasmasjien nie lank hou nie. En soos ons lewens, as ons nie gaan doen wat die boek van die lewe vir ons sê nie, as ons nie die boek oopmaak, die Bybel nie, gaan ons nie reg lewe nie. Terwyl jou Bybel in jou bedkassie lê, kan daar niks wees wat vir jou gaan help nie. Ek dink aan gister toe ek by iemand gesit het, en ek het nie woorde gehad nie. Baie keer vra ons vir die mense vir 'n antwoord, maar die mense gaan ons nie kan antwoord nie. Die enigste een is ons ware God wat vir ons gaan help deur situasies. En ek was woordeloos gewees gister. En ek sê, al wat ons kan doen is, maak die Bybel oop. Begin hom lees, die antwoorde gaan daar kom. Ek kan bid, ek kan smeek. Maar as jy nie gaan beginne, die pad beginne stap en jou hand op jou Bybel hou, en in jou Bybel hou, en blaai, nee, dan gaan jy verlore. Glo my, sonder 'n Bybel stap ons in die duisternis. Maar met 'n Bybel kry ons daagliks lig vir ons pad. 'n Lamp wys jou nie net die pad nie, dit wys jou waar jy moet stap die volgende paar tree. Daai volgende paar tree, weet ons nie waar dat ons moet gaan nie. Ons weet nie wat ons moet doen nie. Net so sê God se woord vandag vir jou. Hy sê jou môre lei my Here, lei my. Hy lei ons. Maar mense sê as ons by ons toe hou, wat gaan ons maak? Ons dink aan 'n reisiger wat in die nag met 'n lantern in sy hand geloop het. Ek het dit een of ander tyd op woord op sy tyd gebruik. En hy het nie die hele pad gesien, hy het net daai stukkie gesien waar hy moet loop vir daai oomblik.
het hy daai lig gesien. En daai lig was genoeg vir hom om nie te struikel nie. Ek vat die smartwatch. Ek het eene hoor, maar ek weet nie waar sy charger nie. Maar sy liggie is bietjie flou vir my. Ek kan nie as ek hom aansit, want die touch om ons nou, dan hy sê vir jou die lig waar jy kan loop, maar dit is bietjie dof, maar gelukkig, ek kan nog steeds 'n bietjie sien. En as jy in die donkerte van jou lewe is, maak die woord oop, want dit gaan vir jou, ja, daar's donker, dit gaan 'n bietjie lig vir jou gee. Maar as jy gaan begin bid en sê, Vader, openbaar hierdie woord, maak dit lewendig in my hart. Gee vir my die boodskap wat ek moet hoor. Ons het laasweek Sondag gesit met mosie mensies en die een tannie het vir my vertel van hoe sy op 'n, ek dink sy is 66, hoe die woord vir haar begin lewe gee het. Hoe die woord lewendig geword het vir haar. En ek het nou net gesit, het ek vir hulle gesê, vir die mensies wat om my gesit en gesels het ek gesê, ons word ouer. Ons bly nie dieselfde ouderdom nie. En as jy hier by 50 kom, dan begin jy te besef wat jy gemis het. Want jy begin besef wat jy foute gemaak in jou lewe, want op 30 besef jy dit nie. 40 is dit te lekker, maar as jy hier by 50 raak, dan raak jy nou bietjie, dan begin jy nou te worry, want die dood kom nou naby, né? Want elke dag is nou 'n plusie, maar dan dink jy aan al die foute wat jy gemaak het. Dink net aan hoeveel het ons uitgemis. Mense wat onder 50 is. Lewe vir die Here. Want elke stap, kinders onder 20, elke stap wat jy vorentoe gaan sonder God, sonder om jou hand op die Bybel te hou, gaan vir jou probleme gee. Maar as jy hom vat en jy stap saam met hom, gaan die Bybel jou beskerm teen dwaling. Dit gaan jou beskerm, jy gaan nie nodig hê om af te gaan nie. In 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 lees ons, die hele skrif is deur God ingegee en tot nutting, tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daar sê hy dit vir jou. Daar sê hele skrif, nie net 'n stukkie nie. Alles is vir jou oor. En dit gaan jou help om nie te dwaal nie, om nie die verkeerde pad te loop nie. Want glo vir my, as ons daai jare nie die padkaartboek gehad het nie, het ons nie geweet hoe om by 'n plek uit te kom nie. Nou julle, as ons nie die Bybel vandag het nie, het ons actually niks nie. Het ons soos 'n niks nie. Dit is soos iemand wat my Bybel ingepak het in 'n boks sonder 'n naam. En ek's verlore, want ek het nie my Bybel nie. As ek moet opset raak oor 'n Bybel wat ek nie kry nie, wil ek nie weet hoe gaan die mense wees wat dit, want jy gaan nie eens mis as jou Bybel weg is nie, die mense wat nie lees nie. Ek het nou al 2 keer deurgegaan. Een aand in my kar sonder 'n Bybel 'n hele nag. Dit was verskriklik. En nou het ek my Bybel gesoek, maar ons het hom gister gekry. Maar dit voel vir my, ja, ek het baie Bybels. Ag, glo vir my, pastoor het baie Bybels. Maar my Bybel is my Bybel. My Bybel is my Bybel. Hy kan reg blaai. Hoekom kan my padkaart reg blaai? Want ek gebruik hom. Maar vir hierdie afgelope tyd was dit nagnel. Ek moet 'n ander Bybel gebruik wat nie blaai soos my Bybel nie. Sy psalms is nie waar my Bybel se psalms is, want ek moet soek. My Bybel weet presies, maak hom so oop en hy's daar. Want hoekom? Want dit is my rigtingwyser, dit is wat ek gebruik. As jy jou hand op die Bybel hou, beskerm dit jou teen misleiding. Iemand kan hier voor staan en vir julle woord gee, en dit kan 'n woord wees wat nie eers van God af is nie. En jy gaan nie eers dit kyk in jou Bybel nie, want jy worry nie. Baie mense kom gou kerk toe net om die merkie te kry. Om te sê, weet jy wat? Ek was teenwoordig, want dankie tog die pastoor gaan my nie vandag bel en vra, is jy alright nie? Ek wys nou my gesig. Maar mensies, ons moet vandag, moet ons kyk, ons moet weet wat in die woord van God aangaan, want dit beskerm ons teen die dwaal lering wat daar uit is. Daar's mense wat gemors vertel en mense glo dit, want hulle ken nie die woord van God nie. Hulle is nie bewus wat in die woord van God aangaan.
Daar het ons boeke, ons het een of ander tyd boustene aangebied, was 'n 6 weke kursus. En daai mense se oë so groot geraak. Niemand het geweet dit staan in die Bybel nie. Ek het eendag vir mense gevra, het jy geweet die naam krimpvarkie is in die Bybel? Het julle geweet? So wat vir julle stuur? So, daai valse leringe wat jy kry, jy gaan dan weet, as die woord van God, as jou hand op daai Bybel hou, en binne die Bybel hou en blaai, gaan jy weet, wanneer iets reg is, en wanneer dit vals is. Jy toets dit aan die woord. En dis kom ek dit hier op die skerm sit. Want ek weet, vandag se dag het mense op hulle selfone Bybel. En dan sê ek iets, dan sê ek reeds, dit kom uit die 33 vertaling uit. As jy die 2020 vertaling gebruik, gaan jy dit anders te stel. So, dit is hoekom ons sê, waaruit ons bedien, sodat jy nie deur mekaar kan raak nie. Sodat jy weet, luister, dit kom uit daai Bybel uit, want elke Bybel praat nie dieselfde nie. En ons gaan nie 'n geveg aan sit oor die 33 vertaling, of die 53 vertaling, of die 2020 nie. Kry die woord van God, die oomblik wat dinge vir jou geopenbaar word, gaan jy dieper in die woord delf. En dan gaan jy begin agterkom, okay, hier's 'n vers weg, maar hier is hy nou op so 'n manier gestel. Moenie kom met stories van, jy gaan nou al jou Bybels weggooi nie, ek het dit gedoen want ek het geluister na die verkeerde predikers. En nou dat ek weet, as ek vir 'n kind 'n boodskap wil verduidelik, wat ek die boodskapper van daaruit verduidelik en dit so mooi 'n kind verstaan dit. Maar as ek my eie Bybelstudie doen, as ek woord bedien, kom dit vir groot mense uit die 1933 vertaling, want dis wat ek gebruik. En dit is die ware woord van God. Maar die ander is nie verkeerd nie, daar's niks fout nie, lees net jou Bybel, die woord sal in jou lewendig word. As 'n bank valse note opspoor, leer hulle nie die werknemers al die vals notas nie, want hulle kan nie almal vir almal dit leer nie. Jy moet fisies eers dit voel om te weet, dit is vals. Het julle dit geweet? Jy moet eers fisies iets wat verkeerd is, moet jy kan vashou en sien dit is verkeerd. En dan gee hulle in die hand van die mense 'n valse noot en 'n regte noot. Dan kan hulle voel wat is vals en wat is reg. So as jy nie jou Bybel gaan oopmaak en lees nie, gaan jy nie weet wat's vals en wat is reg nie. Amen. So as jy nie jou Bybel ken nie, gaan jy vinniger herken dat die leuns van die vyand besig is om jou te verwoes. Amen. Die Bybel gee moed en voorspoed. As jy nou regtig moedeloos is vandag, en hier's mense wat moedeloos is, hier's mense wat nie meer wil opstaan, hier's mense wat nie lus is eers om asem te haal nie. Maar die woord van God sê, jy's geseënd, jy sal moet opstaan. Jy kan nie sit in jou omstandighede nie, want die Bybel gee moed en voorspoed. Maak jou Bybel oop. Kyk, daar gaan dit vir jou sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Niks! Maar jy kom en jy gaan nog steeds hy gaan saam met jou deur donker valleys gaan, hy gaan saam met jou deur alles. Maar jy moet net begin besluit, weet jy wat, ek wil nou begin opstaan. Asseblief, moenie gaan lê nie. Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan wandel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in die weë voorspoedig wees, en dan sal jy 'n goeie gevolg handel. Amen. God se woord maak vir jou sterk. Dit gee jou krag. Ek kan nie stort sonder 'n telefoon nie, want ek moet woord hoor. My foon staan daar by die plekkie waar ek stort, dan sit ek hom regop, sodat hy kliphard is, en dan luister ek my woord terwyl ek stort. Want dit is wat my volmaak vir my dag. Baie van ons kan nie die oggende wakker word en dadelik Bybel lees nie. Van ons vat 'n halfuur om wakker te word en drink jy 'n koppie koffie. Luister net vinnig 'n woord voordat jy jou koffie drink, dat jy net vol word, want dit gee jou moed in moeilike tye. Daniël was in 'n vreemde land, Babel, maar hy het vasgehou aan God se woord. Hy het nie sy identiteit verloor nie, want God se woord was in sy hart. As die woord in jou hart is, gaan jy sterk staan. Hier voor julle staan 'n vrou wat deur
baie dinge is, maar lyk dit asof ek ondergekry is? Nee, wat het ek gedoen? Ek staan vas in die woord van God. Want ek weet, God gaan vir my die weg maak. En so gaan hy vir elkeen wat hier sit, elke liewe persoon, gaan hy sterk maak. Hy gaan, wanneer jy moed verloor, lê jou krag in die skrif. Ons is gou om 'n energiedrankie te drink. Ons moeg is, dan drink ons energiedrankie. Maar gaan bietjie Bybel toe wanneer jy moeg is en moedeloos voel en jy voel jy kan nie meer nie. Matteus 24, wag, die Bybel is ewig. Die woord kan nie vergaan nie. Die woord kan nie. Hy is vir ewig daar. Ewig en ewig en ewig. So dit kan nie weggaan nie. Matteus 24 vers 35 sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. So daai woord gaan nooit weg nie. Nooit. Nooit ooit nie. Alles in hierdie wêreld is tydelik. Alles. En geld, status, selfs geboue gaan verloor. As jy kyk in Pretoria Noord, hoeveel geboue is nie al afgebreek nie. Ek het dink ek donderdag, ek kleintjie donderdag daar gery. Toe ry ek verby 'n plek wat 'n groot motorhandelaar was en daai gebou is afgebreek. Nou dink ek aan, dit het soveel geld gekos om hom op te bou en 'n bulldozer kom met en stoot hom om. Sommer net so. Net so. Is daar waarde? Nee. Het jy waarde? Ja. Gaan jy saam met enige gebou hemel toe? Jou kus is leeg. Jou kus is koud. Hy het niks plek vir 'n gebou nie. Hy het niks plek vir geld nie. Hy het plek vir niks. As jy tot sterwe kom, kan jy niks saamvat nie. Alles in hierdie wêreld is tydelik. Maar God se woord is bly ewig. As jou hand op die Bybel hou jy jou hand op iets wat nooit kan wankel nie. Daai skrif kan nie verander. Nooit nie. Wat doen die Bybel? Die Bybel verander jou hart. Hierdie ding. Deurgrond my hart, Here. Kyk wat is daar. Wat nie daar moet wees nie. En as ek die Bybel lees, gaan dit vir my wys waar in my hart is daar goed wat moet uit. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en in 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Daai Bybel is nie net letters wat op papier is nie. Dis God se lewendige stem. Baie van ons sê, ek hoor God nie, ek hoor nie sy stem nie. Mense, jy gaan nie sy stem hoor as jou Bybel weg is nie. Jy gaan nie sy stem hoor as jou Bybel in die bedkassie bære is nie. Want dis waar God jou terug antwoord. Kyk 'n bietjie as jy 'n vers vat, en jy maak jou Bybel oop, en jy gaan sit regtig, en jy sê, weet jy wat, ek maak elke deur nou toe. En hierdie tyd wat ek nou gaan vat, is tussen my en my Vader. En niks gaan my nou pla nie. En jy maak daai Bybel oop, jy begin te lees. En jy bid, en jy vra, Vader, gee vir my die wysheid. Openbaar aan my dit wat ek moet weet. En glo vir my, daai woord gaan lewendig word. Dit gaan veel betekenis gee. Amen. Dit sny deur ons maskers en verskonings en wys ons wie ons regtig is. Onthou, daar's 'n oog wat vir jou kyk. Daar's 'n oog wat vir jou loer. Sandra gaan vir ons een van die dae sê. Een van die dae. Maar dit wys ook wie ons is in Christus. 'n Mens kan gou sien wie Jesus in hulle en wie Jesus nie. Want glo vir my, as jy Jesus in jou het, gaan jy opgewonde wees. As jy Jesus in jou het, gaan jy nie wees wie jy was nie. Jy gaan opgewonde wees, want aan wie behoort jy regtig? Aan Jesus. 'n Man wat jarelank aan drank verslaaf was, het begin lees uit Psalms. Hy sê later, aanvanklik het ek die Bybel gelees, maar toe
die Bybel my begin lees, dis die krag van God se woord. Nou, daar's 'n klein dogtertjie wat altyd haar hand op die groot familie Bybel gesit het en gesê, mamma, ek hou vas aan God. Julle weet, by huise is daar 'n Bybel in die dominee se sitkamer. Net daar waar niemand sit nie, is daar 'n Bybel. Nou die dogtertjie het elke dag daai familie Bybel gekom en haar hand neergesit. Gesê sy hou vas aan God. Iemand vra, hoekom doen jy dit? Sy antwoord, want as ek my hand op die Bybel hou, voel ek naby Jesus. En weet julle wat vir die mooiste wat ek eendag gesien het in hierdie kerk? Of was dit nou by die ander een? Ek moet mooi dink. Ek het altyd uit my Bybel uit direk bedien. Maar 'n mens raak nou bietjie ouer. Jy raak nou smarter. Maar ek het altyd my Bybel op die preekstoel neergesit. En my Bybel is my Bybel. En dan weet die kinders, die Lotte wat die klank doen, weet, as ek klaar bedien is, bære die Bybel, en ek vang vir Sipel, hou die Bybel so vas. Ek sê, Sipel, hou jy my Bybel so vas? Ek sê, Tannie, as Tannie eendag nie meer daar is nie, los die Bybel vir my asseblief. Wat sê dit vir jou? Daai Bybel beteken baie. Baie. Nou, dit is nie 'n beeld wat ons het bedraaf om vas te hou aan die Bybel se buiteblad en net te kyk en hom mooi af te stof nie. Maar om hom oop te maak, want dit bring jou nader tot God. Dit maak vir jou alles oop wat jy moet ontvang. En ons leef nou op die oomblik in 'n tyd van onsekerheid. Mense weet nie meer watter stem om te glo nie. Want jy hoor so baie dinge. En ek het nou net besluit, al hele 2 weke, ek gaan nou nie meer luister wat ander mense sê van dit en dit en dit nie. Ek gaan eerder nader tot God, want hy gaan direk vir my kan praat. Hy gaan vir my sê, en ek weet, watter stem om te glo. Maak jy jou Bybel vandag oop. En jy weet wat 'n stem jy gaan glo. Hou jou hand op die Bybel, hou jou hand op die waarheid en lig die ewige belofte van God op in jou lewe. Lig hom op. Maak hom jou eie. Dis 'n oproep vandag om nooit jou hand los te maak van jou Bybel nie. Want dis jou enigste rigtingwyser. Ek gaan afsluit met 'n gebed en ek gaan 'n lied speel wat ek geskryf het. En ek moet nie huil nie, ek moet sterk staan. En ek wil hê julle moet hierdie woorde luister. Dis woorde wat ek geskryf het en dit is gemaak vir my in 'n lied en ek sê baie dankie daarvoor vir Annelie wat dit vir my gedoen het en dit laat my besef ons het net die Bybel nodig om vorentoe te kan gaan. Want die Bybel gaan lewendig word. En oomblik wat die Bybel vir jou lewendig word, kom God en hy draai jou. Hy ruk jou uit elke omstandighede uit wat jy uitgeruk moet word. Hy kyk na jou, hy stap saam met jou. Dis soos jou skaduwee. Hy is saam met jou die hele tyd. Maak asseblief julle Bybels oop. Moet dit nie toemaak nie, want dit lei tot depressie. Dit lei tot, weet jy waar kom die vyand maklik in? Gees mos nou moeg man, jy het nou hard gewerk. Vandag het nie nog tyd om te lees nie. Ag, ek sal môre aand lees. En dan môre aand kom dan. Ag nee, ek sal weer. Ag nee, kom ons kyk hier by Saterdag werk ek nie dan sal ek dit doen. Dan mis jy God se stem. Jy mis dit. Maak tyd. Maak tyd. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons verklaar vandag dat u woord ons anker en ons rigtinghouer sal wees. Laat ons elke dag ons hand op die Bybel hou en ons hart in die woord bære. Heilige Gees, bring die woord lewend in ons. Dat ons dit nie net lees omdat lees is nie, maar dit leef, Here. Bewaar ons van dwaling, versterk ons in die tye van ons stryd en vorm ons na die beeld van Christus deur u woord. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen, amen.
Julle kan daai lied opsit van julle gaan nou, julle ken nou nie die woorde. Dit gaan een van ons liedjie in die kerk wees, maar julle moet eers die woorde. Jy moet kan los die kamera los. Daar is hy, kom ons luister. Die woorde is op die skerm sodat julle kan sien. Ek hoor die stem, o Heer, sag roep my. Ek wil U wil gehoorsaam, elke dag bly naby. Ek kies U pad, ek volg U stem, ek leef vir U, my God alleen. Gehoorsaam, ek sal bly, in die liefde stap ek vry. Wanneer die storm einwaai, hou U volg U stem, ek leef vir U, my God alleen. Gehoorsaam, ek sal bly, in U liefde stap ek vry. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou wat jy sit vrede gee. Blessings. Amen. Amen.